Here, vanoggend wil ons U sien. U is heilig, U is ons God, U is ons Heer. Ons gee onsself oor aan U vanoggend. Hier's 'n warmte hier binne in ons vanoggend, wat ons net nie genoeg kan uitjubel en juig oor ons God wat ons dien. Hy weet alles, daar is niks wat hy nie weet nie. En vandag besef ons is saam met U elke dag van ons lewe. En Here, ons as vriende proklameer vanoggend, ons staan saam met U in hierdie lewensstories van ons. En ons gee elke dag en elke oomblik, elke sekonde van ons lewe al die eer vir ons lewe. Want U het die lig in ons geblaas en ons lewe gegee. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, julle kan gerus julle sitplek inneem. Wat 'n wonderlike koue oggend vanoggend. Ek moet nogal sê, ek was vroeg vanoggend hier en amper het ek nie met 'n baadjie gekom nie. Dit sou nogal 'n verrassing gewees het, want die garage en die huis is aan mekaar vasgebind, so jy voel nie die koue totdat jy uit die garage uit is nie. So, wat 'n great dag om te besef, ons is in 'n nuwe seisoen en 'n nuwe tyd. Nou, vanoggend gaan ek aan met ons reeks, die gevegte van die lewe, en ons het daai voorsmaakie gehad van laasweek, wat Andries net weer daarop gereflekteer het, en ek gaan dan vanoggend aan met vanoggend se tema, wat dan binne in jou bulletin is met die preeknotas, veg vir God of veg teen God. Ek dink, wat 'n besondere tema om te gebruik, veg vir God of veg teen God. En dan dink ek in ons eie lewe, hierdie laat my altyd aan 'n storieetjie dink van die ou wat sy bootjie daar gesink het en hy eindig op 'n eilandjie en hy het een palmboompie op daai eilandjie en hy's op daai eilandjie en hy sê, die Here gaan vir my voorsien, hier gaan 'n groot skip, 'n Titanic gaan my kom oplaai. En dan kom 'n rubber en hy sê, nee, gaan verby, die Here gaan vir my 'n groot skip, daar kom 'n seilboot, nee, ek is reg hier, ek het een palmboompie, ek waai bietjie daar met die takkie op my net om af te koel, en die seilboot gaan verby, en dan kom 'n visserboot, ek ruik daai reuk, dis ook nie vir my nie, God gaan vir my die regte boot stuur, en natuurlik het dit hoë water geword, en daar was nie meer 'n eilandjie nie, want baie keer gebeur dit, laat God stuur vir ons antwoorde, en God help ons, maar ons kies om nie dit wat God vir ons gee te gebruik nie. Ons het 'n ander prentjie, 'n ander geveg waarmee ons besig is. Nou, elkeen van ons wat hier vanoggend is, sal saam met my stem. Ons almal veg saam met God vir ons lewensstorie. Dis lekker om die Here te dien. Dis lekker om 'n kind van God te wees. En elke dag van ons lewe veg ek en jy saam met God op ons lewensstorie. Maar baie keer in ons lewe gebeur dit ook, dat ons nie eens agterkom, maar ek is besig om teen God te veg en nie meer saam met God nie. Wat iets in jou lewe, omstandighede gekom het, wat veroorsaak het om jou fokus weg te vat en die eie ek na vore kom, en sonder dat jy agterkom, is jy besig om teen God te veg, terwyl jy in God se wil die hele tyd was. Daar was net 'n toets en 'n beproewing wat jy deurgegaan het. En ons gaan vanoggend 'n bietjie na hierdie gevegte kyk, want daar's iets moois. Die Here wil vir ons elkeen wat hier vanoggend is, die volgende mee help. Ons almal het God op die volgende areas nodig, op ons emosioneel, ons finansiëel, fisies, geestelik, verhoudings, al hierdie lewensareas het ek en jy die Here so nodig vandag en elke dag van ons lewe. En dis die geveg waarmee ek en jy saam besig is met God, om God hier te kan kry in hierdie geveg. Nou kom die woord vanoggend met 'n mooi belofte vir ons elkeen. Hoor hierdie belofte, daar's baie beloftes in die woord van God, maar hier's 'n belofte wat die Here vanoggend vir ons in Filippense 4:19 vir ons gee. Dit sê, kom ons lees saam daar, omdat Christus Jesus dit verdien het, sal my God uit sy heerlike rykdom vir julle voorsien. Onderstreep, in elke behoefte wat jy het, in elke behoefte. Hoor jy hierdie belofte? Hierdie belofte sê, hier's 'n check en jy kan die bedrag insit. Hierdie belofte sê, kom, waar het jy God vandag nodig? Is dit op 'n emosionele plek, finansiëel, fisies, geestelik, in jou verhoudings? Waar het jy God nodig? Voltooi jy die getalletjie? Joh, dis 'n wonderlike belofte. En dan sit ons hier vanoggend en daar's van ons wat dalk saam in hierdie geveg met God is, in sekerlike areas van jou lewe. En dan sê jy vir jouself, baie keer die volgende vraag wat opkom. Is dit die waarheid wat die Here hier sê, met respek gevra?
Want baie goed wat ek 'n behoefte het, word nie geadresseer nie. Baie goed wat ek nodig het, kry ek nie. Is hierdie net mooi woorde wat 'n mens lees, of het God regtig waar hierdie beloftes vir ons gegee en gesê, want dit beteken alles, in alles van ons lewe is die Here. En ons vra tog soms, is daar soveel van ons goed wat nie beantwoord word nie. En dan kom die woord, en die woord verduidelik dit vir ons baie mooi vanoggend. By elke belofte is daar voorwaardes. En die voorwaarde om in hierdie geveg saam met God te wees vandag, om aan sy kant te wees, en hierdie lewe van jou te vat en mee te hardloop, is nodig om geloof te hê, om te glo dit wat die woord van die Here sê, om te glo dat God besig is waar jy vandag ook in watter area die Here nodig het, is God besig. Hy verwag net van jou en my geloof om te glo. Nou, al die skrifte met beloftes het voorwaardes. Wat is een van hierdie voorwaardes wat ons het vir hierdie geveg saam met God? Een van hierdie voorwaardes word opgeteken in Matteus 9 vers 29. En dis waar die Here Jesus beweeg en mense se lewens fenomenaal verander word. Dit is groot impak wat hier plaasvind. Ons lees dit saam. Matteus 9 vers 29. Hy raak toe hulle oë aan en sê, soos julle geglo het, sal dit vir julle gebeur. Soos wat jy glo, sal dit vir jou gebeur. Kan jy nie sien nie? Die Here raak jou oë aan en jy kan sien, want dit is soos wat jy glo, sal dit vir jou gebeur. Die Here se beloftes is vasgeskryf en hy sê, kom, veg saam met my. Maar die voorwaardes in hierdie geveg is dat jy moet glo, dat jy nie moet ophou glo nie, want daar moet keuses gemaak moet word. As jy hierdie skrifversie gaan kyk, kom ons vinnig agter, daar's 'n keuse wat ek en jy moet maak. Ons moet kies om saam met God te glo wat hy vir ons sê, op ons finansies, oor my emosionele, my geestelike lewe, my verhoudings. Ek moet glo om saam met God te veg, en dat sy beloftes in my lewe sal manifesteer. Nou, hoe leer ons om vir God te veg? Baie interessant. Om te leer om vir God te veg is soos om gym toe te gaan. Jy moet gaan oefen. As jy nie gym toe gaan en 'n bietjie oefeninge gaan doen nie en jy begin 'n bietjie spiere te ontwikkel nie, gaan dit nie van self gebeur nie. Dit gebeur nie in die lazy boy voor die TV met die rugby nie. Veral nie gister nie. Glad nie. Daar het niks gebeur nie. Dit gebeur net nie. Die realiteit is, ons moet begin om oefeninge te doen. Om hierdie voorwaardes moet ons keuses maak om saam met God te veg. En dit gebeur met oefening. Hoe meer ons oefen, hoe meer kom ons by daai punt om te besef waarmee ons God besig. Nou kom Petrus vanoggend en hy kom maak 'n mooi gedeelte wakker hier binne in ons hart. Hy kom sê vir ons van die beproewings in ons lewens wat ek en jy gaan deurgaan. Maar dan moet ons in die geloof vas staan op die beloftes wat God vir ons gee. En Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 7 die volgende: die doel met die beproewings is om die egtheid in julle geloof duidelik te laat word, die egtheid. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word. So hoor hierdie mooi, beproewinge wat ek en jy deurgaan, is om soos goud ons suiwer te maak, ons rein te maak. Goud in sy suiwerste vorm is deursigtig. So God is besig met my en jou se geloof elke dag van ons lewensstorie. En hy's besig om met ons 'n pad te stap in hierdie geveg wat ons saam met God het. En vanoggend is dit nodig om te besef, veg ek saam met God of veg ek teen God? Dis die groot vraag wat vanoggend vir ons elkeen hier is. Want sonder dat ons agterkom, kom die vyand baie keer in ons lewe in. En hy vat ons fokus weg van God af en hy skuif dit, dat ons teen God moet begin veg. Want hy wil hê dat ek en jy nie moet besef dat God beloftes vir ons vasgeskryf het nie. En daai beloftes is soos 'n oop chequeboek wat net moet voltooi word, want ons is besig met die geveg. En wanneer daai beproewinge kom, waarna Petrus verwys, word ek en jy suiwer gemaak. Ons word nuut gemaak. Is nie iets om oor benoud en angstig te wees nie, maar is om iets vas te gryp. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ek het gaan kyk in ons as mense lewe na 4 gevegte wat ons saam met God het. Daar's baie gevegte wat ek en jy saam met God het in ons lewe. Maar ek het vir ons 4 uitgehaal, wat ons waarin ons vir of teen God staan. Nou die eerste geveg hier vir God vind onder druk plaas. Almal van ons wat hier is, weet wat druk is. Kom ek vertel vir julle druk wat ek en my vrou Aleida nou die dag deurgegaan het. Toe ek daar in Noordkus Lewenssentrum Belito gepreek het,
Toe raak oor Paasnaweek, toe raak klein Reinhard ernstig siek. Nou, my seentjie is 7 maande op daai stadium, hy kan nie voedsel inneem nie. Vir 'n hele maand gaan dit so aan. Hy beland in die hospitaal, hy's 7 dae, hy's op masjiene wat vir hom help om asem te haal, sy longe val plat en die dokters gee vir my en vir Aleida die slegste nuus wat vir ouers daar moontlik kan wees. Die nuus is as volg: ons weet nie. Ons weet nie wat fout is nie, maar hy kan nie van self asemhaal nie. Dis vreeslik. Ewe skielik beleef ek daai druk, ewe skielik beleef ek daai angs. Maar ek is saam met God en ek herinner God, Here, ek is saam met U, ek beklei saam met U. Ek weet U is 'n God van genesing. Ek weet U is 'n God wat 'n woord spreek en 'n muur sal weggaan. Ek weet U is 'n God wat so omgee vir elke een van ons. En Reinhard, Here, U is lief vir hom. U het sy lewensstorie geskryf. En weet jy wat, die druk word al hoe erger. Ek en my vrou moet skofte doen. Ek weet nie wie van julle as ouers het dit al deurgegaan by hospitaal met 'n baba om skofte te doen. Een ouer bly tot 1 uur die oggend, dan kom die volgende ouer, gelukkige ek, elke keer. En dan bly ek wakker en so het dit aangegaan en ewe skielik raak die druk so erg, die ware Jacques kom na vore. Ewe skielik het ek 'n humeur aan my. Ewe skielik begin ek en my mooi vroutjie te beklei. En ons haak vas oor goed wat geen nut het nie. En ewe skielik begin die druk my plat te druk. En toe ek my oë weer uitvee, toe staan ek reg teenoor God. En ek is besig om teen God te veg. En ek is besig om vir God te vertel wie ek is en hoekom dit nie so met my moet gebeur nie. Maar God is die een wat Reinhard aan ons toe vertrou het. En ewe skielik besef ek, maar die vyand het hier 'n voet ingekry. En hy het my oortuig dat God nie vir my lief is nie. Dat God nie meer omgee nie. Verstaan jy wat gebeur onder druk, onder die beproewing van druk? Dit maak dat ons nie meer glo nie, dat ons nie meer vas staan in die geloof nie. En sonder dat ek dit agtergekom het ek ewe skielik teen God beklei en nie meer saam met God nie. Dit gaan goed nou met Reinhard, hy's by die huis, dokters monitor hom, ek gee God al die eer daarvoor. God is in elkeen van ons se lewe so besig. Maar besef jy hoe onder druk verander jou storie, jou geveg, en hoe verander jy ewe skielik die manier hoe jy na God kyk? Nou kom Jeremia en hy som dit op, en ek dink baie van ons beland baie keer in hierdie selfde omstandighede. Jeremia 2:13 wat sê, my volk het 2 bose dinge gedoen, 2 bose dinge. Hulle het my verlaat vir God. Die fontein wat lewe gee. Ek het vir hulle bakke uitgekap, en hulle het vir hulle bakke uitgekap, bakke wat nie water hou nie. Toe ek hierdie lees van Jeremia, toe dink ek, dis net soos wat ons dit baie keer het. Dis soos, hier's ek in die woestyn. Sit jouself gou vanoggend, voel die hitte, jy's in 'n woestyn, ek weet dit is koud vanoggend, jy's in 'n woestyn, dis 2 dae wat jy nie al water gedrink het nie, dis 2 dae wat jy al besig is op jou emosionele vlak, jou finansiële vlak, jou fisies, jou geestelik, jou verhoudingsvlak, areas waar jy nodig het dat God saam met jou moet veg. En hier is die oase, die fontein reg voor jou na 2 dae. Jy's nou al lekker dors. En jy sien, kyk hoe staan die mense daar. Kyk daar, alles is daar, gratis, verniet. Wat gaan doen ons baie keer? Reg langs daai fontein, gaan grou ek my eie fontein. Want ek weet, as ek my eie fontein het, kan ek besluit wie drink van hom, en ek kan besluit vir wie gee ek van daai water. En ewe skielik kom die ek weer na vore om dinge self te probeer doen. En ons wil baie keer God tegemoet kom. As die Here nie deurkom op goed waarop ek hom vertrou nie, dan kom daai vraag, maar is God dan nie lief vir my nie? Gee God nie om nie? En dan begin ek met my eie planne, my eie idees, my eie fontein, my eie bakke wat gemaak word. En dis wat God se volk nog al die jare doen. Probeer om die dinge self te doen. Ons dink byvoorbeeld hier aan, ek weet nie hoeveel van julle gaan dit ook deur nie, maar glo my, as ek myself kry, dan is ek weer self besig om 'n plannetjie te maak. En dan as ek my oë uitvee, is ek besig om teen God te veg en nie saam met God te veg nie. Dink aan Abraham, sy vrou kon nie kinders kry nie. Wat doen Abraham toe? Hy was baie slim. Hy vat toe sy slavin, Hagar, en hy verwerk 'n kind by haar. Is dit nie wonderlik? Dis so slim hoe hy gedink het. Tipies man. En hy gaan dink, wow, hier gaan ek. Dit was 'n grappie. Hier gaan ek. En hy verwerk 'n seun. En hy noem die seun Ismael. God se wonderwerk seun. Maar is dit nie vreeslik om te dink, dit was nie God se wonderwerk nie, dit was Abraham se wonderwerk. Dit was Abraham se doel. Abraham het dit gedoen, nie God nie. En baie keer wil ons God vooruitspring en wil ons self die dinge doen wanneer ons onder daai druk is. En daarvoor moet ons daarteen waak. Dan kom ons ook dan by hierdie eerste punt om te besef, as jy in druk is, gaan na God toe.
God weet hoe om jou te help onder druk. Gaan na die bron toe. Ons moet altyd eers by God begin. Die tweede geveg, veg vir God of mens. Weet jy, as jy jou vertroue in 'n mens gaan sit, sal jouself klaar op vir teleurstelling. Jy gaan teleurgestel word. Jou vrou en jou kinders, jou ouma, jou skoonma, jou skoonfamilie, hulle gaan nie die probleme oplos in jou lewe met teleurstellings nie. Inteendeel, jy gaan meer teleurstellings hê as jy na mens toe gaan om jouself te ontdek oor jou onsekerheid, jou minderwaardigheid, jou bekommernisse, jou vrese, jou angste, jou depressie, die wanhoop, die sinneloosheid van die lewe. Wanneer ons na mens toe gaan, is dit soos om met 'n telefoontjie. Onthou julle as kinders het ons telefoontjie gespeel. Vandag het elke kind 'n selfoon, so hulle is net op 'n selfoon. Maar jy begin by die een persoon as ons in 'n ketting en elkeen gee 'n boodskapie. En by die einde, die laaste een kry dan die eindboodskap en dan moet hy sê, dit is wat ons gesê het. En wat doen mens? Ons las, ons voeg by. So jy maak jou hart oop waarmee jy besig is. En mense las allerlei storieetjies aan. Op die einde van die dag dink ek is die Here daar by die einde van die telefoon en hy sê, praat julle nou van Jacques? Jacques gaan nie al hierdie goed deur nie. Jacques het net gevra vir 'n koppie koffie. Nou hoor ek hy soek kos, 'n kar, 'n huis, 'n telefoon. Waar kom al hierdie goed vandaan? Want daar word soveel goed aangelas. En dan kom Jesaja so mooi en hy sê vir ons, hy kom gee 'n waarskuwing, hy kom vertel vir ons van mens. Onthou, as mens is ons daar om mekaar te help, te ondersteun, te bemoedig. Dis wonderlik, maar ons moet eers by God ingeskakel word. Want as die druk kom, moet ons nie na mens toe hardloop nie, ons moet na God toe hardloop. En hy sê in Jesaja 2 vers 22 die volgende: hou op om julle vertroue op feilbare mense te stel. Die mense het maar net asem in sy neus. Hoe kan hy enige iemand help? Wie daai asem in die mens geblaas? God het. En Jesaja kom en hy sê nee, as jy wil veg vir God, gaan na God toe. Moenie na mens toe gaan vir hierdie antwoorde oor jou huwelik, oor jou privaat sake, oor jou persoonlike goeders nie. Gaan na God toe en God sal mense in plek sit om jou te begelei in jou lewensstorie. Maar as jy dink, mens gaan vir jou die antwoord gee, gaan jy so teleurgesteld wees. Die derde een vir oggend is veg met uithou vermoë vir God. Uithou vermoë. Dit praat hier van toewyding, om toewyding te hê, om vir God te veg met toewyding in jou lewe. Alles in ons lewe word gekoppel aan ons toewyding. My karakter, my sukses word beïnvloed deur my toewyding. Elkeen van ons wat hier is, gaan deur een of ander stadium deur uitdagings. En die probleem is, baie keer wil ons baie goeders gelyktydig hanteer. Baie keer wil ons onmiddellik 'n probleem oplos, sommer nou, in 'n sekonde. En ons het sommer 1000 goed wat ons so wil oplos. Dit werk nie so nie. Jy kan nie net so vinnig goeders oplos nie, want dan gaan jou aandag verdeeld wees. Die belangrikheid by toewyding met die uithou vermoë is kies daai een ding waarmee God in jou lewe besig is. Sit jou fokus daarop en word regtig waar by daai punt om 'n instrument te gaan speel. Vat toewyding. As jy wil begin klavier speel of gitaar speel, jy kan net daai een instrument speel. En hoe meer jy hom speel, hoe beter gaan jy raak daarin. Hoe meer jy gaan speel en toelaat dat God se beloftes in jou lewe gaan waar word deur die geloof wat jy in jou lewe gaan toepas, hoe meer gaan jy God se vrug in jou lewe sien en hoe meer gee jy God toestemming om in jou lewe in te spreek en ewe skielik kom die beloftes van God tot vervulling in jou lewe, want jy veg nou saam God en nie teen God nie, want dit is so maklik om teen God te gaan, want daar's so baie mense wat vra, is daar 'n God of is daar nie 'n God nie? Ek wil vir jou vanoggend sê, net om hierdie koue te beleef, wie het koue gemaak? God het gemaak. Wie die aarde gemaak? God het gemaak. Die woord van God spel dit duidelik uit. Oral waar jy gaan kyk, sien jy God se hand. En ek en jy sit vandag in die beste posisie van ons lewe. Ons het God saam met ons en ons veg. Ek hoef nie bang te wees vir my huwelik wat nou in benoudheid is nie. Ek hoef nie bang te wees vir 'n egskeiding nie. Ek hoef nie in angs en benoudheid te wees oor skoonma wat kom kuier nie. Hoe hanteer mense omstandighede? 'n Groot uitdaging. Dis soos 'n olifant. Jy eet hom happie vir happie, stukkie vir stukkie. Hoe hanteer jy jou skoonma? Jy eet haar vinnig op. Baie maklik. Ja, ek het geweet julle gaan saamstem. Jammer maar.
Nou wil ek vir julle sê, vriende, is dit nie wonderlik om te besef dat ek en jy by hierdie uithou vermoë ook dissipline toepas, want God leer ons dissipline. Hy leer ons om met dissipline op te tree. En ewe skielik het ek en jy 'n nuwe vermoë, 'n nuwe manier om die lewe aan te pak. Hoor wat sê die prediker vir ons hier. Ek het dit vir ons in Engels gesit, 5 vers 4. When you make a promise to God, don't delay in following through, for God takes no pleasure in fools. Keep all promises you make to him. Hier kom die prediker en hy sê, hoe baie beloftes het ek en jy nie al gemaak teenoor God nie? Hoe baie keer het ons nie al gesê, my woord is my eet en my eet is my eet en ek staan by my woord en as jy my bel en sê, ja, kom jy kuier vanmiddag, dan sê ek vir jou, ja, ek is daar. 10 minute daarvoor, dan stuur ek vir jou WhatsApp, ek kan nie meer kom nie. En ewe skielik is my woord nie meer my woord nie. Hoe baie keer sit van ons hier vanoggend wat gesê het, toe jy daai mooi vrou gesien of daai mooi man gesien het, ek is lief vir jou, ek gaan my lewe saam met jou spandeer, ek gaan altyd saam met jou die pad stap, jy het 'n belofte afgelê, en ewe skielik is die belofte nie meer daar nie, want die dissipline en die uithou vermoë word nie meer toegepas nie. Dis makliker as ek 'n eksamen gedop het om vir my ouers te sê, weet jy wat, ek is nie goed in hierdie vak nie, hier is nie vir my 'n toekoms nie, dis vir my baie moeilik. Ek wil vir jou sê, as jy 'n vak of 'n toets in jou lewe gedop het, is dit nie die einde nie, maar die begin, want jy veg saam met God, en wanneer jy saam met God veg, wat hemel en aarde gemaak het, is ek en jy in die beste span vanoggend, en hoef jy glad nie bang te wees nie, maar God wil hê, ons moet dissipline toepas, God wil hê, ons moet 'n uithou vermoë hê, om aan te hou, om deur te druk, en nie om benoud en angstig te raak nie, maar om regtig waar die lewe te gryp, en wanneer ek 'n belofte gemaak het, dink 'n bietjie hieraan, dis nie, God werk nie met 'n skuldgevoel nie, dink net daaraan, hoe baie keer het ek al vir die Here gesê, hierdie jaar gaan ek en my huisgesin, elke Sondag in die kerk wees, en die Here se naam groot maak, my gesin was al 3 keer hier. Hoeveel keer het ek saam met God geveg en hy red my huwelik en ek sê vir die Here, dankie vir wat hy gedoen het, dankie vir die kerk se beraders, dankie vir die gebedsspan, ek en my vrou gaan elke Sondag, ons is uitgekoop vir die woord van die Here. Ek het jou lanklaas gesien, waar is jy? Hoe gaan dit met jou huwelik? Hoe baie keer maak ons daai belofte, Here, hierdie jaar, my finansies behoort aan U, ek gee dit vir U, Here, doen waarmee U wil, ek lê 'n belofte, niemand weet dit nie, net jy en God. En ewe skielik gebeur dit nie. Ons veg saam met God, maar wanneer God kom en sê, maar veg jy regtig saam met my of veg jy teen my? Waar is jy in jou lewe vanoggend? Is jy saam met my of het jy iets gebeur dat jy begin om teen my te draai? Want God sê, die vyand wil vir ons lieg en bedrieg en kom steel elke belofte wat God vir ons gegee het. En die Here kom en hy sê, my kind, my seun, my dogter, ouma, oupa, staan saam met God vandag en veg vir wat jou deel is. Want God sê, ek is saam met elke een van my kinders, en jy hoef nooit daaroor te wonder nie. Ek gee nie om waar jy vandaan kom nie, ek gee om waartoe jy op pad is in jou lewe. Ek het jou vrygespreek deur my seun. Is jy besig om saam met my te veg? Is jy besig om hierdie lewe te geniet, te volkome, tot God se verheerliking? Jy sien, daar's 2 mense, jy kry 'n persoon wat heeltyd sê, dis nie moontlik nie, dit gaan nie gebeur nie, ek gaan dit nie kan maak nie, ek is nie goed genoeg nie. En dan is daar die persoon wat die beloftes aan God aflê. Here, ek het nog foute in my lewe, ek is nie volmaak nie, maar saam met U, Here, sal ek hierdie berg, sal ek vir hierdie berg sê, hef jou op, in die see is jy. Vir hierdie muur sal ek oorspring, vir die vyand sal ek sê, kom uit my pad uit. Jy kry dalk nie die eerste keer reg nie, die tweede keer reg nie, maar reg kry, gaan jy dit reg kry. Hoekom? Want jy hou aan. Jy gee nie op nie. God het nie een keer opgegee op my en jou nie. En dan veg vir God se prioriteite, 'n baie mooi een. Hierdie een vat al ons goedjies mooi saam. Veg vir God se prioriteit. Die belangrikste geveg is die prioriteit. Om vandag te besef, waar is jou prioriteit? Is God jou eerste prioriteit of jou tweede prioriteit? Matteus 6 vers 33 kom daar om te sê, ons moet God eerste sit. Ons moet God heel bo plaas. Niks anders dan nie, God eerste, sy koninkryk. Kom ons lees dit saam. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Die Here sê vir jou emosioneel, finansiëel, fisies, geestelik, verhoudings, al jou lewensareas waar jy God vandag nodig het en waar jy saam met God besig is om te veg, sê die Here, as jy my nommer 1 maak in jou lewe, is ek daar as jy in druk is ek daar as mense begin om jou naam sleg te maak en jou te probeer afbreek, is ek daar wanneer dit kom by jou uithou vermoë, met jou toewyding, met jou dissipline wat jy toepas,
vas, want God het oor elke een van ons lewe gespreek. God het oor elke een van ons vandag 'n woord gespreek vir ons lewensstorie, en hy's die skrywer van daai lewensstorie. En al wat ek en jy moet doen is om op te staan en te sê, Jesus Christus is my prioriteit. Baie keer onthou julle, ons het hierdie bandjies gedra, what would Jesus do? Of 'n hemp, 'n t-shirt wat sê I love Jesus. As ek by die drankwinkel ingaan, het ek die hemp omgedop en onderste bo aangetrek. En as ek uitgekom het, het ek hom weer terug aangetrek. Ek weet nie wie van julle het so groot geword nie, maar dit was 'n groot ding in my huis gewees. Jy gaan nie met sulke goed by so 'n winkel in nie. En maar die realiteit is, terwyl ek in die drankwinkel gegaan het wat ouma geglo het aan die duiwel behoort, terwyl ek daar ingegaan het, was God saam met my daar. God los nooit sy kinders nie. Hy staan nie weg nie. Hy veg saam met jou. Wat is dit wat jou vasgryp vandag? Is dit 'n verslawing? Sukkel jy met 'n verslawing? Sukkel jy, is jy besig om jou gesin uitmekaar uit te trek en te vernietig, want jy kry nie jou hande vasgevat nie. Sit jy vandag dalk vasgevang met 'n handvol pille. Hierdie pil help hierdie pil, sodat hierdie pilletjie met daai pilletjie kan praat, en dan help hulle mekaar. Waar sit jy vanoggend? Die realiteit is, as God jou prioriteit is, sê hy, sy beloftes sal vir jou lewe seëvier. Hy sê, sit my net eerste. Hoe toets ons vanoggend? Waar is jou prioriteit? As ek die volgende vraag vir jou vra, dis hoe jy toets om te weet wat jou prioriteit is. Is dit as volg: waaraan dink jy die hele tyd? Waar is jou gedagtes? Ouma, my ouma hierdie tyd van die jaar het sy begin aan Kersgeskenke dink. Ons is 24 kleinkinders, so elke maand moet sy 6-7 geskenke koop, anders het sy Desember moeilikheid. Dis waar haar prioriteite was, en op haar pensioen het sy daarop geleef. Wat is jou prioriteit? Wat het jy? Dink jy aan die Here die hele tyd soos daai armbandjie het gegaan om jou bewus te maak van God, om heeltyd aan God te dink en jou fokus op God te plaas? Waarmee is jy besig in die dag? Wat doen jy in die dag? Is dit nie 'n voorreg vir jou en vir my om in 'n oggend as ons opstaan, heel eerste met God te kan praat, 'n Bybel oop te maak en te kan begin lees? En ek besef ek is in 'n lewensgeveg en ek veg saam met God, ek veg nie teen God nie. Want wanneer ons dit nie meer begin doen nie, is waar die vyand kom en hy vir ons begin lieg. En as ek my oë uitmaak, dan staan God voor my en as ek so sê, maar my vyand is voor my. U is tog nie my vyand nie, u is my Vader, u is my God. Hoe het u daar gekom? En God is soos my seun, sonder my dogter, sonder dat jy agtergekom het jy omgedraai teen my. Is dit nie amazing dat ons 'n God het wat met ons vanoggend kom praat en vir ons sê, in hierdie toetse van ons lewe, verdruk mense uit 'n vermoë en prioriteit. As ons God altyd eerste plaas, sal alles seëvier. En ek sluit hierdie mooi teksvers in vanoggend, want daar's van ons wat hier vanoggend sit wat die vraag is, wat nou? Wat nou? Wat is die volgende stap in jou lewe? Wat moet ek nou doen? Hoor hierdie belofte in Jesaja 30 vers 15. So sê die oppermatige Here, die Heilige van Israel, eers as julle na my draai en tot rus kom, sal julle gered word. Dis die eerste gedeelte. Deur stil te raak en te vertrou, sal julle sterk word. So eerste kom die Here en hy sê, kom terug na my toe. Dalk het die Here vanoggend vir jou geopenbaar, jy is in hierdie geveg, maar jy is besig om teen God te veg en nie saam met God nie. En jy het dit nooit agtergekom en vanoggend toe gaan dit oop en jy besef, my liewe land, die hele tyd beklei ek nog met God. En die vyand het vir my 'n wortel voor my gewys en my gemislei. En die tweede gedeelte sê daarvan, wanneer jy na hom toe draai, sal hy jou weer sterk maak. Hy maak ons sterk wanneer ons in beproewinge gaan, sodat ons nie moed verloor nie. Ons uithou vermoë staan vas. Ons verloor nie moed nie. Ons druk deur. Ons leer om dissipline toe te pas. En ewe skielik is God nommer 1 prioriteit in ons lewe. En ons fokus is op hom, nie op mense, omstandighede, klere, uitdagings nie. Ewe skielik word al die beloftes van die woord van God 'n realiteit vir ons, want ons fokus is op God geplaas en nie meer ewe skielik op ander dinge nie. Ons gaan nou na 'n lied luister. En hierdie lied is as volg: Praise you in the storm. Wanneer ons die Here vanoggend sy naam groot maak, sit elkeen van julle hier en jy's op 'n ander plek in jou lewe vanoggend en jy die vraag in jou lewe, wat nou? Wat moet ek nou doen? Is 'n maklike antwoord.
Gaan na die Vader toe. Sien 'n bietjie hoe God in jou omstandighede is. Sien 'n bietjie hoe God in daai geveg saam met jou is. Wat daai geveg ook al is, God is saam met jou. En sien hoe God vanoggend vir jou sê, die oorwinning is jou deel. Ek is saam met jou. Luister na hierdie woorde en maak nou jou hart oop en laat God hier binne in jou net begin om met jou te praat en die openbaring te gee. Want ek en jy is saam met die beste span. En dis die span van God. Daar's niks waarvoor ons hoef benoud en angstig te wees nie. Maak nie saak wat oor ons pad kom nie. Kom ons luister na hierdie lied. I was sure by now, God, you would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again, I say amen, and it's still raining. And as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in the storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am, and every tear I cry, you hold in your hand, you never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in the storm.
Here, ons kom nou as vriende en ons proklameer uit ons hele binneste dat ons saam met U veg, Here, vir die lewensstorie wat U skryf in ons lewens. Ons veg vir U wil om te geskied in elke omstandigheid. En Here, van ons het hier vanoggend gesit en ons moes bely. Ons het nie besef, Here, dat ons teen U gedraai het. Toe die storms oor ons lewe kom, het ons fokus verloor en nie meer ons fokus op U gehad en U die prioriteit gemaak nie. Maar ons het 'n bietjie verdwaald geraak en ons rigting verloor. Maar vanoggend, Here, kom U met U woord, met U liefde en U openbaring. En U sê met U woord en U het beloftes aan ons elkeen gemaak. En daai beloftes is 'n oop boekcheck wat geskryf word. En al wat U vir ons vra in hierdie geveg is om in geloof te kom en om geloof te proklameer dat God koning van ons lewens is. En ons as vriende proklameer vandag, God is ons koning. God is die een wat elke dag van ons lewe ons nommer 1 prioriteit is. Ons streef dit na in ons lewe. En vanoggend, Here, terwyl ons net so rustig raak voor U, besef ons ook U genade. Hoeveel keer het U ons tog nie gaan haal wat ons stikkend was en verlore was? En toe ons oë oopmaak en ons kyk in U oë vas en ons sien die trane wat vloei, toe besef ons eers, ek het die hele tyd teen God beklei. Ek het die hele tyd my rug op U gedraai, Here, en ek het dit nie eens geweet nie. Wie is ek tog as mens om U wat heelal en aarde gemaak het te bevraagteken? Ons as vriende kom nederig voor U, Here, en ons sê jammer, vir elke keer wat ons U teleurgestel het, elke keer wat ons teen U gedraai het. En ons sê vir U dankie vir U seun Jesus Christus, wat dit moontlik gemaak het, dat ons skoon gewas word van ons oortredinge, en dat ons rein voor U kan staan. En die trane wat vandag oor ons wange vloei, is van dankbaarheid en oorwinning, want ons God is ons kampioen. Hy is ons leidsman, ons Heer. Ons proklameer dit vandag. Ons is oneindiglik lief vir U, Here. En dankie dat ons saam met U hierdie goeie geveg kan veg. Ons gee U al die eer daarvoor in Jesus naam. En die gemeente sê saam, amen. Vriende, mag ons so altyd saam met God in hierdie lewe veg en sy oorwinning beleef. Ons gaan nou voortgaan na die opneem van ons offergawes en tiendes. En ons sê vir julle elkeen baie dankie vir julle finansiële bydrae. Terwyl die persone met wie gereël is vir my kan begin om dit op te neem, gaan ons na ons Miracles terugvoer video op die skerms kyk. If there is grace in this world, if there is light on this earth, let us use it. Let us see it. Starting right now. Mini Miracles 2016. Om 'n geskenk van God te wees is 'n uitdaging, maar meer nog, dis 'n voorreg. En in alles gee ons die eer aan God. Om bidend uit te reik na behoeftige skoolkinders, 'n ouertehuis en gemeenskap, laat ons weer besef, alles is net genade en daarom alle eer aan God. Dankie vir elkeen se gehoorsaamheid, jou idee, jou gebed, jou bydrae, jou hier wees, hulle wat elke oggend getrou kom voorberei het en natuurlik saam kom bid het. Dankie. Hierdie week het ons by Laerskool Montanus, Silverkroon Ouertehuis en die Steeldal omgewing se behoeftige gesinne bedien. Gons Kinderkerk het skryfbehoeftes aan die skool geskenk. Ons oorgee en trefpunt maats het 'n blikkies drive gehou met die fokus op gebed. En dan was daar deurgaans mense wat getrou geld in die noodboom belê het. So kan ons getuig van vele suksesse en War Room was 'n eye-opener. Om net weer te besef, dit is nie ons nie, dit is God. Ons sluit af deur te sê, alle eer aan ons Here Jesus Christus. Love, more tolerance, faith, hope, trust in the same God in whose name we die for. Take an innocent life, oh well that's not what He means. And it doesn't matter what book you read.
Wonderlik, kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Ja. Wat 'n wonderlike week wat ons net gebeleef het. Kom ons staan saam en sing 'n slotlied. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg en op ons knieë sal ons wen. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons red, want U is in beheer. U is al wat ons het. As U ons nie help nie, wie sal? U is al wat ons het. En U is meer as genoeg vir ons. Ons sal uithou, aanhou, op ons knieë sal ons veg en op ons knieë sal ons wen. Ons sal uithou, aanhou, U alleen kan ons red, want U is in beheer. Terwyl ons so staan, kom ek spreek vir ons die seëngebed uit. Here, dankie waar ons nou uit gaan beweeg en saam met U in hierdie week gaan net ook reflekteer oor ons mini miracles en hoe mense se lewens aangeraak is en dat U ons gebruik het as 'n instrument, Here. Wil ons vir U dankie sê en ons leef uit ons lewe saam met ons koning wat elke dag saam met ons veg op hierdie wonderlike lewensstorie met die eindpunt waarop ons fokus is om saam met U eendag te wees, Here. Ons gee vir U die eer en die lof daarvoor dat ons elke dag in U teenwoordigheid kan wees, elke dag saam met U kan gesels en saam met U kan droom en ons besef, Here, daar's 'n groter prentjie van U koninkryk waarna ons ook uitstreef en ons gee vir U, Here, al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, enige iemand wat gebed vanoggend benodig, ons nooi julle uit hier voor. Aan my regterkant gaan ons saam met julle bid. Daar's die lekkerste koffie daar agter, kry koffie en ouros met ysblokkies aan my regterkant. Geniet dit almal.